Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg wat ek het om bietjie in God se woord in te gaan saam met julle. Ja, verlede week het ons baie gepraat oor Kolossense 4 vers 2 tot 6 waar Paulus vir die Kolossense sê wat se voorreg ons het, want ons het die gawe, the gift of speech. Ons het die gawe om te spreek, ontvang van die Here af. En is dit wat ons sê het krag. En vanoggend wil ek net daarop 'n bietjie fokus en nie in Kolossense nie, maar in 'n bekende vers in Jakobus 3, Jakobus hoofstuk 3. Dis 'n bekende stukkie in die Bybel en baie van ons like om dit te quoteer en alles, maar die Here het regtig in my hart gelê verlede week en die hele week en waar ons almal nou 'n bietjie afskakel. Almal van ons is gespanne. Almal van ons het 'n rowwe jaar gehad, 'n besige jaar gehad en weet verlede week het ons 'n bietjie gepraat oor die krag wat ons het in ons tong. Dit wat ons sê. En dis hoekom ek daarop wil fokus, want aan hierdie tyd van die jaar is ons geneig om net vinnig te spreek, vinnig iets uit te sê. Weet, iemand, en gewoonlik is dit jou geliefde, want jy het 'n lang dag by die werk gehad. Dis almal stres jou uit, almal praat en gaan aan en verwag dinge van jou en dan kom jy by die huis ingestap en dan sê jou man of jou vrou net iets. En omdat jy gemaklik voel in hulle geselskap en hulle teenwoordigheid is jy geneig om iets te sê voordat jy eers daaraan dink. En dis baie keer hoe ons 'n ding sê, wat ons sê, wat seermaak. En ons onthou, ons kan dit nie terugtrek nie. En dis hoekom dit so belangrik is om veral nou in hierdie tyd wanneer ons op vakansie gaan. Dit moet die wonderlikste tyd wees van jou jaar, wat jy tyd met jou familie spandeer, tyd met jou geliefdes spandeer, tyd met jou vrou, jou man, jou kinders, jou ouers, tyd met hulle kan spandeer sonder enige distractions, jammer. Maar dit wat ons sê, moet ons versigtig wees daaroor, né? En dis hoekom Jakobus hierso, hy praat met ons so mooi hierso, Jakobus 3. En ons vat hom daar, sommer van die begin af daar. Hy sê, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. So weet dit net dat die wat julle leer, julle pastore, hulle gaan met 'n groter oordeel geoordeel word. So daarna moet jy streef, ja, want jy wil mense kan leer en alles, maar baie keer is dit maar net wat ons sê, hoe ons sê. En dis hoekom Paulus dit so begin, om te sê, wees versigtig wat se amp jy wil aantrek, nee. Want ons baie daar buite wat wil sê, ek is. Hulle wil net daai amp dra, maar hulle weet nie wat se verantwoordelikheid kom saam met dit. En wie gaan in oordeel staan vir dit wat ons leer. Maar ja, nie te min nie. Hy gaan aan, want ons almal struikel dikwels. Paulus is bekend, Jakobus is bekend, die disippels is bekend daar. Hulle het struikel, hy sê, as iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man en in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. As ons nie struikel met dit wat ons sê, die woorde wat ons spreek nie, dan sê Paulus, ons is perfek. Ons is perfek en dan is die res van ons perfek, want dit sal gehoorsaam wees aan dit wat jy spreek. En is so belangrik. Weet, elke oggend as jy opstaan en jy sê vir jou, ja, ek kan nie meer nie, ek is niks werd nie, ek het nie, ek is nie, ek voel nie, dan die hele liggaam, jou gees en jou siel begin luister vir dit wat jy spreek. En dis hoekom hy sê daar, dan is jy 'n volmaakte man as jy hierdie ding in toom kan hou. As jy hierdie ding begin lewe spreek, as jy hierdie ding begin leer om lewe te spreek en liefde te spreek en die waarheid te spreek in liefde, dan sal die res van ons gees, siel en liggaam gehoorsaam moet wees aan dit wat ons sê, dit wat ons spreek, nee. Hy gaan sê, kyk, ons sit stange in perde se bekke sodat hulle ons gehoorsaam kan wees en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle op so groot is en deur hewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid
en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid, net so 'n plek. Neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. So daar's twee belangrike dinge daarso, nê. Die een ding is jou tong stuur, hy gee vir jou rigting, hy sê vir jou wat se kant toe jy gaan, nê. Dis kom as jy kinders in jou huis het, spreek lewe oor hulle. Elke dag spreek lewe. Ek hoor so baie en weet, dit maak 'n ou eintlik vies as ouers uitspreek oor hulle kinders. Ag man, jy's maar net dom, of ag man, jy's maar net niks werd, of ag man, jy gaan niks word in die lewe nie. Van daai woorde wat jy as ouer het, en onthou jy sê jy's lief vir jou kinders, en dan spreek jy dit uit oor hulle. En dan begin hulle dit glo. En dan begin hulle dit self oor hulle self uitspreek. En nou in hierdie tyd van die jaar, einde van die jaar is daar eksamenpunte en rapporte is uitgedeel en hoeveel van die ouers moet hierdie ding in toom hou? Onthou, die kind is geskape in die beeld van God. Uniek geskape. Hy's nie jy nie. Hy's nie 'n mini-me nie. Weet mini-me soos daai programme op daai tekenprente op die televisie. Hy's nie 'n klein jy nie. Hy's sy individuele mens, hy's spesifiek, hy's uniek, sy is spesifiek en uniek geskape met 'n spesifieke doel en dit is nie jou doel nie. Jou doel is om hulle lief te hê, jou doel is om hulle te ondersteun, jou doel is om vir hulle te wys en liefde te spreek in hulle lewens in, om te sê, jy kan. Hoekom? Want is binne in jou. En dit is daar wat ons mense se lewens stuur, nê. Ons wys, ons gee vir hulle rigting deur dit wat ons spreek. En dan is dit daai klein dingetjie wat mense se lewens kan vernietig. Ook, nê. Mense se lewens kan vernietig deur dit wat ons spreek en sê. Want binne in hulle word iets so warm, want hulle word so kwaad, en want jy het nou net lewe en dood oor hulle uitgespreek. Versigtig, nê, wat ons sê. En ons sê, want elke soort natuur van wilde dier en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Ons kan al die wonderlike dinge doen, nê. Ons kan geboue bou. Ek meen, kyk net na die mega structures, kyk net na die karre wat ons vandag het, kyk na die tegnologie en al daai dinge. Kyk na die natuur daar buite, hoe wonderlik dit is en hoe mooi is dit en dis wat hy hierso van praat is, hy sê, maar die tong kan geen mens stem nie. Tot vandag, deur alles wat deur ons is, hoeveel keer kan ons nie uit ons eie foute of ander mense, hier is die hele boek vol mense wat foute gemaak het, dat ons nie daaruit sal kan leer en kan sê, dit is hoe ons moet optree, dit is wat ons moet spreek en nie sê nie. Dis die dinge, en dan sê hy, maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Hy sê, daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense, wat na die gelykenis van God gemaak is. Daai wonderlike woorde daar, nê. Elke een van ons is geskape in die beeld van God. Ons is gemaak in die gelykenis van God. En dan dink ons het die reg om dood oor hulle lewens uit te spreek. Om vir hulle te sê, jy is niks werd, of jy is nie goed genoeg nie, of. Daai persoon, net soos jy, net soos ek, is geskape in die beeld van God. En God het 'n plan met hulle lewe, God het 'n doel met hulle lewe. Wie is ons om daarteen te praat? Nee. En hy sê vir hom, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie, nê. Ons weet dit en tog val ons. En dis hoekom hy sommer daar aan die begin gesê het, want ons almal struikel dikwels as iemand in woorde nie struikel nie. Sê vir ons, hy weet ons gaan struikel. Hy weet dit. Maar kom ons probeer. Kom ons maak 'n doelgerigte probeer om dit nie
te doen nie, nê. En hy sê uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. En ek stop daarso by vers 12 en asseblief want hierdie is so vir my so belangrik wat ons nou ingaan in hierdie tyd, weet, nommer 1, ons het die rapporte gekry by die kinders en weet, universiteitskinders of jy moet jou jaareinde doen of dinge moet gebeur en alles en al die stres was op daai jong kinders en dan kom hulle daarna toe en dan is ons geneig en ons moenie, hou hierdie ding in beheer, spreek lewe en liefde en blydskap en vrede en vreugde, spreek woorde wat mekaar gaan aanmoedig om beter te wees, om meer te doen, om nader aan God te kom, om jou doel in die lewe te vind in Christus Jesus. Spreek dit uit oor hulle lewens, spreek dit uit oor jou eie lewe uit. Want dit is hoe ons is, nie. Ons gaan kerk op 'n Sondag en ons sing die hallelujas en al daai mooi liedjies en dan stap ons uit die kerk uit en die eerste verkeerslig waar iemand iets kwaad doen, dan is ons weer daai. En ons moenie so wees nie. Maar dis die waarskuwing, die wonderlike ding wat ons het in God se woord. Ons kan daar die waarheid gaan soek en ons kan by die Here se voete neerval en sê, Here, ek is jammer, want ek weet ek struikel. Help my om hierdie ding in beheer te kry. Help my om lewe te spreek. Help my om hierdie tong te gebruik om U te verheerlik, Here. En dan weet ons, en dis hoekom hy ook daar sê vir ons later, hy sê dat ons moet 'n wag voor ons mond sit, nê, 'n wag om te sê, ons dink eers, ons kyk hoe dit mense gaan inspireer, gaan motiveer, en as dit nie, dan bly ons maar stil, en onthou is hy klein jakkelsies, nê, weet jy, is hy klein dinge wat ons sê, wat geniepsig is, en dis hy klein dingetjies wat seer maak. So asseblief geliefdes, weet, hierdie vakansie, maak het jou doel om net goeie dinge uit te spreek, net mooi dinge uit te spreek, as ons mekaar moet tugtig, dat ons dit sal doen met liefde, in die gesindheid wat Christus ons getuigtig het. En onthou net, God het jou vergewe, God het my vergewe, en ek is so blessed, so dankbaar, dat die Here my vergewe het vir my sondes. Dat ek nou na mense toe kan gaan en sê, ek is jammer as ek iets teen jou gedoen het, teen jou gesê het, ek is jammer, sal jy my vergewe? En dan los dit in die Here se hande, nê. So hierdie week dat ons doelgerig fokus op dit wat ons sê, dat ons lewe spreek in hierdie week, dat ons nou kan sê, ek bid die God se seën oor jou lewe, oor jou verhoudings, oor jou huwelik, oor jou verhouding met jou kinders, oor jou verhouding met jou ouers. Ek bid God se seën oor jou besigheid. Alles wat goed is, alles wat mooi is, alles wat rein is, fokus daarop. En as jy struikel, dan kom terug na God se woord toe, waar ons inspirasie vind, waar ons aanmoediging vind, waar ons hoop vind, hierso, in God se woord. Mag jy daarmee 'n geseënde dag en 'n geseënde week hê, en asseblief, as jy iets nodig het, reik uit. Ons is daar vir mekaar, ons is daar om saam met mekaar te stap, saam met mekaar te journey. Weet net, God het so lief vir jou, en hy wil net die beste vir jou hê. En ek spreek dit vandag oor jou lewe in Jesus naam. Amen.